Hallo jaarviers. Goed, kom ons kyk na julle afbakening vir julle wiskunde eksamen wat julle Vrydag 9 Junie skryf. Jy gaan oor kwartaal 1 asook oor kwartaal 2 skryf. Die eerste een is kwartaal 1. Ons gaan aktiwiteit 1 doen. Jy gaan oor klassifikasie van getalle skryf, asook aktiwiteit 2 plekwoorde, rangskik en tel. Aktiwiteit 3, jou verdubbeling en halvering. Aktiwiteit 4. Aktiwiteit 5 waar dit ons die KGV en die GGF gaan bespreek, as ook aktiwiteit 6 en dan die laaste enetjie is aktiwiteit 7, dis jou vierkantsgetalle en jou kubusgetalle. Goed, en dan gaan ons ook kwartaal 2 se werk in die eksamen kry. Dit is jou vierkantswortels en jou derde magswortels wat jy moet bereken met 'n sakrekenaar. Dan ook aktiwiteit 1, jou breuke, al die breuke wat ons gedoen het. En dan ook jou aktiwiteit 2, jou finansiële wiskunde. Goed, kom ons gaan na die eerste gedeelte van kwartaal 1. Dit is aktiwiteit 1, jou klassifikasie van getalle. En as jy in jou werkboek gaan kyk, dan gaan jy sien hier is my klassifikasie van getalle. Jy moet die natuurlike getalle, die telgetalle en die heelgetalle ken. Ken hulle simbole. My natuurlike getalle is 'n N, telgetalle is 'n N en 'n O, my heelgetalle is 'n Z. En dan moet jy ook weet waar hulle begin. Okay, ons het dit hierbo ook gedoen, waar elkeen van hulle begin en waar hulle eindig. Want elkeen van hulle eindig by oneindig. Okay, dis daai infinity sign. So ken hierdie bladsy baie goed uit jou kop en weer eens ek noem dit, jou simbole is baie belangrik. Okay, ek het myne so gehighlight om te sien wat pas by wat en dan kan jy dit net so leer. Goed, dan op die afbakening gaan ons oor na aktiwiteit 2 toe, dis jou plekwoorde, rangskik en tel. Ons gaan rangskik die getalle van groot na klein en dan ook die getalle van klein na groot rangskik en dan die optel en aftrek van 6 syfergetalle met 'n sakrekenaar. Goed, kom ons gaan na daai aktiwiteit toe. Eerste enetjie is skryf die volgende getalle in dalende orde, bedoelende van groot na klein, so my pyltjie wys afwaarts. Hy gaan van bo na onder. Jy gaan jou getalle dan die grootste een mee begin, byvoorbeeld hierdie een hierso, is nommer A, 330, al die pad en 13 is my kleinste een. Maak dubbel seker jy het elke getal, soos wat jy hulle neerskryf, tik die getal, sê ja ek het hom, dan die volgende een, jy skryf hom neer en jy tik hom, dan die volgende een, 312, tik hom, 301, tik hom, 31 en dan 13. Ek sê weer eens, maak dubbel seker dat jy al die getalle neerskryf. Dan ook rangskik die getalle in stygende orde, bedoelende van klein na groot, dan wil ek net gou vir julle noem. Onthou, trek vir jouself 'n getallelyn, soos hierdie een hierso. Onthou, hoe meer jy links beweeg, hoe kleiner word jou getalle. So hoe dieper jy in die minus in beweeg, hoe kleiner word jou getal. Met ander woorde, byvoorbeeld, minus 30, tussen minus 30 en minus 15. Watter een sal die kleinste wees? My minus 30, want hy's verder af op my getallelyn na my linkerkant toe. Dan, hoe verder jy na regs beweeg, hoe groter word jou getal. Kan. So, hierso is die stygende orde, wanneer jy van klein na groot doen, kom ons vat byvoorbeeld nommer C, daar is my nommer C, ek gaan kyk, ek moet van klein na groot skryf. Okay, so ek gaan kyk, watter een is die kleinste daarso? So, met ander woorde, ek sien hier's minusgetalle tussenin. Daarom gaan ek my minusgetal vat, wat die verste aan my linkerkant is. En minus 17, daar is my minusgetalle, en minus 5. Watter een is, en daar is 'n minus 3, skus julle.
Watter een is die kleinste waarde? Onthou, minus 17 is baie verder vanaf 0 as wat minus 3 en minus 5 is. So ek begin met minus 17 en dan die volgende een wat die kleinste waarde het, of is minus 5 en dan minus 3, want hy is die naaste aan 0. Hy is nader aan 0 as minus 5, jy kan dit sien. En dan werk jy jou wyse op, tot jy dan nou by die grootste getal kom. So die grootste sal dan 24 wees en die kleinste is dan my minus 17. Right, dan gaan ons ook met 'n sakrekenaar. Lekker maklik, jy hoef nie hierdie metode so te doen nie. Jy gaan net jou sakrekenaar gebruik. Jy gaan bloot, onthou wat ek vir julle gesê het, sit jou sakrekenaar langs jou neer. Okay? Dan maak seker die eerste ding wat jy doen voordat jy neersit, agter, baie belangrik, vat 'n pen of 'n potlood, nou nie die ding se knoppie uit probeer hul nie, of opereer nie, maar dan vat jy pen of 'n potlood en jy druk net liggies en jy reset jou calculator, om sodoende te voorkom dat hy op ander settings is. Dan gaan jy hierdie lekker net in jou calculator druk, 3527 byvoorbeeld, plus 315 is gelyk aan, tada, en daar is jou antwoord. Onthou, moenie daai komma daarbo hier onder skryf of iets nie, moenie daai komma skryf nie. Al wanneer jy komma skryf, is hy as hy in die onderkant wys. Maar daai boonste komma, dit beteken maar net, na hierdie komma, links na hierdie komma, begin my duisende. Right, dan gaan ons oor na die volgende een en dit sal wees, hier is ons nog optelling aftrek, aktiwiteit 2.10, is maar dieselfde, jy druk het net in jou calculator en dan beweeg ons oor na die oranje gedeelte, aktiwiteit 3, verdubbeling en halvering van getalle en jy gaan ook woordsomme kry. Nou, wanneer jy verdubbel, maal jy met 2. So al wat jy doen in jou calculator, kom ons vat die eerste een, 18 maal 2. Tada! En daar is my antwoord, 36. Dis al wat jy doen. Kyk nou net hoeveel punte daar vir jou gegee word in die eksamen, maar dis lekker maklik. Verdubbel is maar net om te maal met 2. Dan die ander enetjie, wanneer hulle sê halveer, dan deel ons met 2. Kijk, so, nou vat ek my 18 en ek sê net gedeel deur en is gelyk, wacht, skies julle, 18 gedeel deur 2 is gelyk aan, en daar gee my antwoord. Right, dan het jy die woordsomme van verdubbeling en halvering onthou. Vir die eksamen, vat vir jou highlighter of 2 saam, en dan gaan maak jy seker, dat jy highlight alles wat belangrik is, al die getalle, as ook as hulle sê, wat is die helfte, of wat is dubbel dit soveel, of as hy 2 keer soveel het of so. So gaan highlight jou belangrike goedjies. En wanneer jy hierdie woordsomme doen met verdubbeling en halvering, onthou nou halveer, ek deel deur 2. So wys vir my waarmee jy deel, of waarmee jy maal. En dan as jy jou antwoord het, onthou om altyd 'n woord, of 'n gedeelte van die sin wat hulle vra, daar buite sit. Byvoorbeeld by B het hulle gesê, Tatu neem sy meisie fliek toe. 1 kaartjie kos R47. Hoeveel betaal Tatu vir hom en sy meisie saam? Met ander woorde, jy moes nou gemaal het met 2. So, maal met 2 is gelyk aan R94, want ons werk met geld, betaal Tatu. Want jy kry 'n punt vir jou sin of jou woord ook. Goed, dan beweeg ons oor na die volgende ou, en dit is aktiwiteit 4, ons liewe vriend BODMAS, die volgorde van bewerkings. Goed, ek het vir jou in die klas dat jy hierdie neerskryf, my BODMAS, die volgorde van bewerkings, onthou ons het sommer 'n Afrikaanse rympie vir hom, Hendrik, die H vir hakies, van, die V vir van, D vir deel, M vir maal, P vir plus, en dan die M vir minus. Hendrik
van der Merwe plant mielies. Goed, skryf jouself die ding in die toets neer. Hendrik van der Merwe plant mielies. En dan gaan maak jy die tekens net langs aan. Onthou ons gebruik nie van hierson nie. Maar skryf hom net neer en dan het jy die volgorde van bewerking. So as jy hom neergeskryf het, kan jy net aangaan. Onthou, wanneer ek baie bewerking sien, dink Botmas. Goed, kom ons gaan kyk gou na 'n voorbeeld. Ek sal een vir julle doen hierso. Right, kom ons vat hierdie ouetjie. Wat sien gaan ons vat? Sommer nommer H. Skryf jy nommer H hier neer van aktiwiteit 4.1. Okay, nommer H, dit sê vir ons hakie 24 plus 6 mol 5 plus 100 minus 5 gedeel deur 5. Right. Wat doen ek as ek hierdie somme sien, baie bewerkings of 2 of 3 verskillende tekens? Ek gaan skryf Hendrik van der Merwe plant mielies. Kijk, dan my H, is my hakies, daar is van, ons gebruik hom ons nie regtig nie, D verdeel, M vir mol, en die P is vir plus, en daai tweede M is vir minus, want minus kom laaste, dus ons hou die minste van minus. Goed, dan gaan volg ek net my Botmas of my volgorde van bewerkings. Ek begin, ek sien my som, ek vra, is daar hakies? Ja, daar is hakies, so ek moet die hakies eerste doen. Ek mag nie die nommers rondskuif nie, hulle moet in dieselfde volgorde bly. So, dan op my calculator gaan sit ek 24 plus 6, gee vir my 30, die res van die goed bring ek net so af. Ok, ek gaan dit stap vir stap doen, ek probeer nie 2 of 3 goed op 'n slag doen nie. Minus 5 gedeel deur 5, sien jy, ek bring alles net so af. Nou sê ek het hakies gedoen. Ons doen nie van nie, so ek kan hom sommer aftik. Dan, D vir deel. Is daar deel in die som? Ja, daar is. So vir myself sit ek net hakies om te sê, ek gaan nou die deel eerste doen. Nou hierdie goed mag jy nie daai kant toe skuif nie. Dan bring jy hierdie af. Want jy gaan nou met hulle werk. 30 mal 5 plus 100 minus, nou werk ek hierdie enetjie uit, want ek gaan nou sy antwoord daar skryf. 5 gedeel deur 5 gee vir my 1. Right, nou het ek deel gedoen. Nou vra ek weer vir Botmas, of vir Hendrik van der Merwe plant mielies. Wat kom volgende? Hy sê, mol. Jy kan sien, jy het nie meer van daai goed oor nie. Goed, is daar mol? Ja, daar is so, ek sit vir myself hakies daar tussen. Kijk, wat is 30 mal 5? 150 op my calculator. Dan bring ek die ander ouens net so af, plus 100, minus 1. Goed, ek het my mal gedoen. Nou vra ek vir Botmas, of vir Hendrik van der Merwe plant mielies. Wat is volgende? Hy sê vir my plus. Goed, dan 150 plus 100 geef my 250 en ek bring my minus 1 af. Goed, breek die pyser se punt. En dan 250 minus 1 bly oor. Ek het my plus gedoen. Lekker, nou kan ek net minus 249, want 250 minus 1 geef my 249. Kijk, as jy hierdie ou gaan neerskryf en jy gaan hom leer, dit is nou na vorige bladsy wat ek vir jou gesê het, hierdie ouetjie van Botmas, dan sal jy fyn wees. Sit hom dadelik agter op jou vraestel of skryf hom net iewers neer, laat jy hom dadelik kan onthou. Right, dan gaan ons gou terug na ons afbolkening toe en die volgende een is hierdie geel ouetjie. Dit is aktiwiteit 5, ons gaan kyk na die KGV, jy moet weet wat die afkorting KGV beteken, kleinste gemene veelvoud, en dan ook GGF, weet wat hierdie afkorting beteken, en dan gaan jy met al twee, gaan jy werk met 3 getalle. Goed, daar het ek vir julle iewers, ek dink dit was kwartaal 1, net voor die skool gesluit het, daai tyd, het ons hierdie gedoen, toe sê ek vir jou, KGV beteken kleinste, gemene, dieselfde nie, veelvoud, bedoelende daar's vele. So, jy moet weet wat hy beteken, kleinste, gemene, veelvoud. Lekker maklik, as jy wil jouself 'n guns doen,
gaan leer sommer jou veelvoude, met ander woorde jou maaltafels, want dan gaan dit makliker wees. Goed, kom ons kyk gou na 'n voorbeeld. Hierso sê hulle vir ons, ek het hier 'n paar getalle, kom ons vat sommer nommer A, 4, 5 en 10. Ek moet die KGV vind tussen die getal 4, 5 en 10. Goed, so wat gaan doen ek? Ek gaan skryf my veelvoude van 4 neer. Met ander woorde, jy tel in 4. So as jy nie weet hoe om in 4 te tel nie, gebruik jou liewe vriend genaamd jou sakrekenaar. Kijk, dan gaan jy maar net sê 4 plus 4 is gelyk aan plus 4 is gelyk aan, en vandaar kan jy mos net sê is gelyk aan, is gelyk aan, is gelyk aan. Goed, dan, goed, so ons tel in 4. 4, 8, 12, 16, 20. Onthou, jy kan nou tel. Daar's die veelvoude van 4 hou nooit op nie. Dan gaan skryf jy die veelvoude van 5. Veelvoude 5, 5, 10, 15, 20. Dan die veelvoude van 10, 10, 20. Nou sien ek. Hoorie, maar hierso is 'n 20, daar's 'n 20 en daar's 'n 20. So, my KGV is dan 20. Onthou, jy vat die kleinste een. Soos ek genoem het, jy kan nog aangaan met die veelvoude van 4, van 5 en van 10. En jy gaan sien, daar gaan eventually gaan daar nog nommers wees wat dieselfde is tussen hierdie 3 getalle. Maar, wat soek ons? Ons soek die kleinste gemene veelvoud. Met ander woorde, ons soek 'n veelvoud wat dieselfde is, bedoelende gemeen, maar hy moet die kleinste wees. Alright, so gaan deur hierdie werk, maak seker jy ken jou veelvoude, dan sal jy die KGV kan doen. Goed, dan gaan ons oor na faktore, dis nou jou grootste gemene faktor. Dis waarvoor GGF staan. Grootste gemene faktor. Gemene beteken, soos ek reeds gesê by KGV, dit beteken dieselfde. Hier moet jy onthou. OK? Ek gaan nie op hierdie video herhaal wat ek vir julle gesê het in die klas nie, maar jy begin by KGV altyd by 1. OK, by 1. Daar sê dit vir my. Goed, so as ek die KGV doen, byvoorbeeld tussen die getalle, kom ons vat sommer nommer B hierso. Ek wil kyk, wat kan in 24 ingaan? Al die getalle wat in 24 kan ingaan, en wat kan in 36 ingaan? Ek begin altyd by 1. So, by 24, ek sien 1 kan daar ingaan, 2 kan daar ingaan, 3 kan daar ingaan. Met ander woorde, as jy in 3 stel, moet jy by 24 stop. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Kijk, so jy skryf al die getalle daar neer. En dan het ek vir jou gesê, sodra jy al 24 se faktore het, vat jy hierdie 1 mol die 24, want dan gee dit vir jou 24. So elke keer wat jy hulle met mekaar mol, moet dit vir jou 24 gee. So jy mol die buitenstes elke keer met mekaar, dit wat daar is. Dan, volgende een, 2 mol 12, want dit gee vir my 24. 3 mol 8, daar soos hy, want dit gee vir my 24. En dan 4 mol 6, want hy gee vir my ook 24. Goed, dan gaan doen ek die faktore, so jy skryf hierdie moltafel so uit, of molsomme so uit van elkeen. Dan, faktore van 36, ek kyk, wat kan nou ingaan? 1, 2, 3, 4 en 6 kan. Sien jy, het ek nie 5 ingesit nie, want dis 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, kan ek sê 40? Nee, want dit is by 36. As jy nie weet nie, gaan jy so maak. Jy vat die getal en jy deel hom deur die getal wat jy kyk of hy kan ingaan. Ek sê 36 gedeel deur 5. Sien jy, gee vir my 7,2. Okay? Dit beteken, hy kan nie daar ingaan nie, want daar's 'n res. Daar's 'n komma ietsie. Goed, so, hier is al my getalle wat dan nou in 36 kan ingaan. Right, 1, 2, 3, 4, 6, 9 kan ingaan, 12 kan ingaan, 18 kan ingaan, en 36, onthou ek sê vir jou, die buitensteen, mol met die buitensteen. 1 mol 36, want hy gaan vir my 36 gee. 2 mol 18, hy gee vir my weer 36. 3 mol 12, hy gee vir my ook 36. Dan 4 mol 6 gee, 4 mol 9
gee vir my 36. Dan daar's 'n middelste enetjie. Hy's alleen. Wat doen jy met hom? Jy maal hom met homself. Dan gee hy ook vir jou 36. Goed. Die rede hoekom ons hierdie gedoen het, nou weer, moenie vergeet nie, want ons soek die GGF, die grootste gemeene faktor, amper sê ek veel fout. Moenie die mekaar op nie. Grootste gemeene faktor. Goed, nou kan jy sien, hier's 'n 1, hier's 'n 2, hier's 'n 3. Daar's goed wat dieselfde is. Daar's gemeene faktore, maar is dit die grootste gemeene faktor? Hierdie ou is die grootste gemeene faktor. 12 en 12. Hier's 18 en 36, ja, maar hierdie kant is nie 18 en 36 nie. So, daarom is my GGF 12. Right, dan gaan ons terug na ons afbalkening en dit sal dan wees aktiwiteit 6. Heelgetalle, jy gaan rangskik in stygende en dalende orde, jy gaan invul groter en kleiner as, jy gaan ook die berekening van heelgetalle doen met 'n sakrekenaar. Hoe bevoorreg is julle? Goed, kom ons kyk gegaan. Hierso is my heelgetalle, met ander woorde, dit is ook negatiewe getalle. Onthou, negatiewe getalle is ook heelgetalle. Wat is die simbool vir heelgetalle? 'n Z. Okay, moenie vir my gaan skryf 'n H of ietsie anders te daar nie. Onthou ek het vir jou gesê, op jou getallelyn, hoe verder jy na links beweeg, hoe kleiner raak jou getalle. Onthou, hier gaan jou minus. Ja, die getal raak groot, maar sy waarde raak al kleiner, want hy beweeg al meer of al verder weg van 0. Dan, hierdie kant, hoe meer hy regs beweeg, hoe groter raak jou getal. So, wanneer jy dit met rangskik van die kleinste na die grootste, of in die geval temperature van die warmste na die koudste, dan kyk jy heel eenvoudig net, watter een is nader aan die 0 en so werk jy jou y op. Okay, so nommer A hierso, minus 4 grade Celsius, minus 3 grade Celsius, en dan 6 grade Celsius, 10 grade Celsius, minus 7 grade Celsius. Onthou, van die warmste na die koudste. So my koudste is my minusgetalle. So my minusgetalle gaan ek nou mee werk. Ek onderstreep hulle sommer. Ons gaan nou met hulle werk. So ek kyk na my positiewe getalle, my plusgetalle, die wat nie in 'n minus is nie. Watter een is die warmste tussen 6 en 10? In ander woorde, wat is verder vanaf die 0? Hy is die grootste. 10 is die grootste. So ek begin met 10. Dan beweeg ek al meer na die 0 toe. 6 is nou die grootste. En tik hulle af as jy hulle neergeskryf het. Ek het hom en ek het hom. Nou kyk ek tussen my minusgetalle. Onthou, hoe nader aan die 0, die minusgetalle of die negatiewe getalle altans, want minus klink so nie reg nie. Hoe nader my negatiewe getalle aan my 0 is, hoe warmer is hy. Met ander woorde, minus 3 grade Celsius is groter as minus 7 grade Celsius. Goed, dan gaan jy ook hulle moet rangskik van koudste na warmste. Dan vul in groter of kleiner as, is maar dieselfde ding, jy moet maar net kyk, watter een is groter en kleiner. Onthou die bek hap na die groter ou toe. As ek vir jou 'n groot slab chocolate en 'n 5-star chocolate gee, gaan jy eerder die slab chocolate wil eet, so die bek hap eerder na die groot ou. Goed, dan gaan jy ook, laat ek net gaan hier loer, die heelgetalle gaan jy maar met 'n sakrekenaar moet bereken. Dit is nou hierso waar ons hierna kyk, waar ons gesê het, by 6.6, bereken die volgende, jy mag 'n sakrekenaar gebruik. Lekker maklik, op jou calculator, byvoorbeeld nommer C, 15 minus 9, jy druk dit net in jou calculator. As jy hier het, minus 14, minus 5, minus 14, gaan jy op jou calculator gaan, en dan gaan jy kyk vir die minus, ek nou net weer myself herinner, ek gaan hom 'n minusgetal maak, en dan maak jy hom op jou calculator 'n minusgetal, en dan minus jy net die 14 ook daarvan, en dan kry jy minus 19. Right, en dan beweeg ons natuurlik na die volgende een, en dit sal wees vierkantsgetalle, dis by aktiwiteit 7, vierkantsgetalle en kubusgetalle. Hier gaan jy jou calculator ook gebruik, jy moet
Die identifisering van vierkantsgetalle kan bereken met vierkantsgetalle deur die gebruik van jou sakrekenaar en dan kubusgetalle moet jy ook kan identifiseer en hulle kan bereken. Goed. So, gaan weer vir jou min of meer so iets gee, dan moet jy vir my kan sê hierdie ouens is vierkantsgetalle, jy merk die wat vierkantsgetalle is, jy moet hierdie ou hierso leer wat vir jou sê. As jy hierdie kan memoriseer, dan is dit baie maklik. Onthou vierkantsgetalle is wanneer jy die getal vat en met homself mol, 2 mol 2, is 2 tot die mag 2 of 2 kwadraat en dit gee vir my 4, so hierdie is my vierkantsgetalle, nie hierdie ouens wat hier staan nie. Wanneer ek die getal met homself mol 6, gee hy vir my 36 en daarom is 36 'n vierkantsgetal. Goed, en dan wanneer jy die vierkantsgetalle bewerkings met dit moet doen, kom ons kyk gou na hierdie ou, ons vat sommer weer nommer A, 7 tot die mag 2 plus 3 tot die mag 2. Goed, op jou calculator sit jy 7 en daar is jou eksponent 2, of jou tot die mag 2. Jy druk hom, raai, dan gee vir my 7 tot die mag 2, ek wys weer, 7 tot die mag 2 is gelyk aan, en hy sê vir my dis 49, jy skryf jy antwoord neer, dan gaan jy na 3 tot die mag 2, jy sê 3, en dan trek jy net die x2, daar was x3, 3, x2, en hy gee vir my 9, wys vir my hierdie stap hoor, wys vir my wat is daai se antwoord en daai se antwoord, dan sit julle bloot net by mekaar, 49 is 9 en dit gee vir my 58, dan kubusgetalle, weer eens, ek sê vir jou antwoord is jou kubusgetalle. 3 mol 3 mol 3. Kubusgetalle is wanneer jy 'n getal met homself 3 keer mol. Kyk, 3 mol 3 mol 3 gee vir my 27. Op jou calculator, kom ons sit dit 3 en dan daar is jou x3, x tot die mag 3. Jy druk hom net en dan sê jy is gelyk aan en daar sê hy vir jou 27. Gaan nog 'n voorbeeld vat. 9 tot die mag 3 is gelyk aan en daar sien jy gee vir jou 729. Right, dan moet jy ook hulle net kan identifiseer jou kubusgetalle en wanneer jy hulle uitwerk is maar dieselfde prinsip as met jou vierkantsgetalle. Jy gaan in jou calculator sit. Kom ons kyk gou hier 7 tot die mag 2, nou onthou 7 tot die mag 2 is gelyk aan, geef my 49, en dan 3 tot die mag 3, of 3 kubus daarso, dan gee hy vir my 27, en dan gee hy vir my die antwoord. Onthou om elkeen sy antwoord eers te wys, en dan plus jy hulle by mekaar, of deel, of minus, of wat ook al. Dan gaan ons oor na kwartaal 2 se werk en hierso gaan ons kyk gegaan na vierkantswortels en derde magswortels wat jy moet bereken. Goed. Jy het hierdie aktiwiteit gehad, aktiwiteit 9. Daar is jou vierkantswortels en jou derde magswortels. Leer asseblief deur hierdie sodat jy bekend kan wees met hulle. En dan is dit net makliker wanneer jy somme doen. So kom ons kyk gou na 'n paar voorbeelde van die. Ek gaan jou wys hoe werk dit met die sakrekenaar. In jou sakrekenaar, daai vierkantswortel is lekker maklik. Met die vierkantswortel gaan jy bloot net daai vierkantswortel druk. Jy druk vierkantswortel en dan vra jy vir jouself, wat is in die vierkantswortel? 49, daar sy, druk jy en net is gelyk aan. Tada, daar gee jy vir jou antwoord. Dan, wanneer jy die derde magswortel kry, raak jy nie aan hierdie vierkantswortel nie. Derde magswortel is anders op jou calculator. Jy druk hierdie second function, dis daar oranje knoppie, wys weer, second function, goed, dat ek maar afgesit, second function, en dan sien jy daai 3x3, druk jy om, en daar verskyn jou derde magswortel op jou calculator. En dan as jy hom op het, wat vra jy jouself, wat is in die derde magswortel? 64, en dan druk jy net, is gelyk aan. En jy gaan dan nie so selfde met die somme doen. So, jy gaan hier sit. My derde magswortel van 216, ek wil net die ding so skuif wat julle kan sien. My derde magswortel van 216 is gelyk aan, geef my 6.
Goed, dan my vierkantswortel van 4 gee my 2. Nou vra ek, wat moet ek met die 2 doen? Ek moet sê 6 mal 2 is gelyk aan, en daar is 12. Kijk, goed, dan beweeg ons oor na die lekkerste gedeelte, breuke. Right, breuke. Jy met die opsomming in jou werkboek, ons gaan nou na hom kyk, jy moet optel en aftrek met dieselfde noemer, jy moet optel en aftrek met verskillende noemers, jy moet vermenigvuldiging met van 2 breuke kan doen, deling van 2 breuke, jy moet gemengde getalle na onegte breuke vat en verander onegte breuke na gemengde getalle. Goed, en dan moet jy ook deur daai assessering 2.1 werk, ouens, onthou dit. Goed, breuke, hierdie ouetjie, studeer hom lekker maklik, van julle het hom afgeskryf, en van julle het hom in julle boeke geplak, die wie se boeke so met my wonderlike voertuig weg is. Goed, so, hierso is aktiwiteit 1, dis waar julle bereken met dieselfde noemer. Onthou as my noemer dieselfde is dit baie eenvoudig. Wanneer my noemer dieselfde is, wat is nou weer my noemer? Die een onder. Kijk, die onderste ouetjie, hierdie 5. Wanneer my noemer dieselfde is, kan ek alles net by mekaar plus en minus. Met plus en minus, hy is 'n bogger, maar as my getalle, as my noemers dieselfde is, tel ek net my tellers op. Ek sê my 2 plus 1 gee vir my 3, en dan bly dit oor 5. Jy sê nie 5 plus 5 nie, jou noemer aan die onderkant kan jy nie by mekaar plus nie, hy bly dieselfde. Kijk, is net jou teller wat jy plus. Dan die aftrek, die optel van breuke met verskillende noemers. Nou, dis hier waar jy met jou noemers dieselfde gemaak. Jy kan nie hierdie by mekaar plus die 2 op 3 plus 5 op 6 nie. Jy moet jou noemers, die onderste een dieselfde gemaak. En onthou ek het vir jou gesê, jy moet jouself vra, altyd. Eerste ding wat jy jouself vra, kan ek my 3 'n 6 maak? Dan sit ons 3, 6. Ek sien ek tel 2 keer tot ek by 6 kom, daarom maal ek met 2, wat ek onder doen, moet ek bo doen. Goed, nou gaan maal ek 2 maal 2 geef my 4 en 3 maal 2 geef my 6. Nou sien ek, maar my noemers is mos nou dieselfde. Wat doen ek nou? Nou gaan tel ek hulle net by mekaar. 4 plus 5 geef my 9 en dit bly op 6, want ek mag nie my noemer verander nie. Dan het ek maar net hier gaan vereenvoudig. Moet nie te veel oor daai worry nie, maar jy kan hom gaan vereenvoudig, sou jy wou. Maar dan is my antwoord 9 oor 6. Right, dan bereken die volgende gemengde getalle. Nou as jy met plus en minus met gemengde getalle, onthou, dit werk dieselfde. Jy mag hulle by mekaar gaan tel, as die noemers dieselfde is. Maar as die noemers nie dieselfde is nie, dan moet jy hulle dieselfde gemaak, voordat jy hulle by mekaar kan gaan tel. Kijk, kom ons kyk na hierdie eerste voorbeeld. 2 en 1 op 5, plus 3 en 1 op 5. My heel getalle, hierdie ouetjies, my 2 en my 3, sit ek in hakies, dan plus ek hulle gou by mekaar. En dan sit ek net my breuke daai kant. Okay? 1 plus 1 geef my 2, en dit bly op 5. En trek jou heel getal saam, jy mag hom nie daar agterlaat nie, 2 plus 3, dis my heel getal, is 5, en dan 2 oor 5. Goed, wanneer my noemers nie dieselfde is nie, kom ek vat gou lekker maklik, een sommer hierdie nommer E. Okay? Ek het 2 en 2 op 4 plus 3 en 1 op 8. Goed, kan jy sien jou noemer, daar is 'n 4 en daar is 8, is nie dieselfde nie. So jy moet hom dieselfde gemaak. Nou vat ek gou my heel getalle. Ek sit hulle een kant, 2 plus 3, ek gaan nou hom by mekaar tel, dan sit 5. Dan gaan sit ek my breuke een kant, 2 op 4 en die 1 op 8. Nou, ek wil my noemers moes dieselfde maak. So, vra myself, kan ek hierdie 4 en 8 maak? As jy sê ja, 4, 8, ek sien, ek tel 2 keer tot ek by 8 kom, so ek maal met 2, wat ek onder doen, moet ek bo doen. En 2 maal 2 geef my 4 en 4 maal 2 geef my 8. Lekker, nou is my noemers dieselfde. Nou kan ek my breuke by mekaar gaan tel. 4 plus 1 geef my 5, alles oor 8. Nie 8 plus 8 nie, onthou, jou noemer bly dieselfde. En onthou om jou heel getal ook saam met jou antwoord te skryf. Goed, en dan die volgende enetjie,
is dan gemengde getalle na onegte breuke. Hierso is hy. Gemengde getalle na onegte breuke, onthou. Hierso het ek vir jou 'n prentjie geteken. Hierdie 2 hiervoor, 2 en 1 op 5. Dis mos my eerste een wat ek doen, is daai een, nommer A. Hierdie beteken daar's 2 hele pizzas wat in 5 dele gedeel is. Hoe weet ek 5? Want my noemers sê vir my hulle is in 5 dele gedeel. So ek het daai 2 hele pizzas het ek opgegee, daarom is hulle ingekleer. En dan het ek nog 1 stukkie, hierso, ek het nog 1 stukkie van 'n ander pizza geëet, maar nie alles nie. So, daarom, as ek hom hierdie gemengde getal na 'n onegte breuk vat, sê ek 2 maal 5 plus my 1. 2 maal 5, daarso sê, is 10, plus die 1 gee vir my 11, alles oor 5. Goed, dan die teenoorgestelde van die bogenoemde onegte breuke na gemengde getalle. Nou doen jy die reverse. Hierso het ek vir jou gesê, jy deel, maal en dan minus jy. Kom ons kyk gou hoe werk dit. So, 16 oor 5. Goed. Hierdie lyn hierso, hierdie ouetjie. Hierdie lyn, wat beteken hy? Hy beteken eintlik dis 'n deelteken. So op jou calculator gaan jy nou sit. Ek kom net so 'n bietjie afskryf. Gaan jy sit 16 gedeel deur 5 is gelyk aan. Dan vat jy net die heel getal. Onthou jy vat nie die komma 2 daarso nie. Die komma 2 maak nie saak nie. Jy vat net daai 3. So jy sien dat 5 kan 3 keer in 16 ingaan. Want is 15, 15. Okay, 3 keer. Jy skryf jou heel getal daar, die 3, en jy maal hom met die 5. En dan gaan jy 15 kry. Daai 15 trek jy af van die 16. Jy trek hom af van die 16 en dan gaan jy sien 16 minus 15 gee vir my 1 oor 5, want jou noemer bly dieselfde. Goed, dan vermenigvuldiging met breuke, dis die lekkerste gedeelte van breuke. Want hier maal jy net teller maal die teller, noemer maal die noemer, en as jy wil kan jy vereenvoudig. Maar die belangrikste, teller maal teller, met ander woorde, bo maal bo, noemer maal noemer, onder maal onder, in ander woorde. Jy hoef nie die noemers dieselfde te maak by vermenigvuldiging of deel nie, onthou dit. Dis nie soos plus en minus en bolder nie. Ok, so, lekker eenvoudig, daarso 2 maal 5 gee vir my 10 en 3 maal 6 gee vir my 18. Ek het net 'n ekstra stap hier in om vir jou te wys, maar jy hoef hom nie in te sit nie. Jy maal net die boonste met die boonste en die onderste met die onderste. Dan as jy een kry by vermenigvuldiging, dis nou by maal, wat vir jou 'n heel getal gee. Oukies, dan hierdie kan jy nie met mekaar maal nie. Jy maal nie die heel getal met mekaar nie. Jy gaan gooi dit bo op. Met ander woorde, hierdie beteken mos daar's 2 hele pizzas wat uit 4 dele bestaan. Daarom sê ek 2 maal 4 plus my 2 bo. Daar sê ek dit 2 maal 4 plus die 2. Alles oor 4 want my teller is 4. Dan my maal teken 3 maal die 8 plus daai enetjie daarbo. Alles oor 8. Goed, dan gaan werk ek dit uit. 2 maal 4 gee vir my 8 plus 2 gee vir my 10. Okay, dis hierdie eerste enetjie sin. Dan 3 maal 8 gee vir my 24 plus 1 is 25. Alles oor 8. So ek sê 10, nou maal ek hulle met mekaar. 10 maal 25 geef my 250. 4 maal 8 geef my 32. En daar's my antwoord. Jy kan hom dan gaan vereenvoudig deur te kyk hoeveel keer gaan die 32 en die 250 in. Goed, dan gaan ons ook deel met breuke. Kyk, dis amper dieselfde as maal. Onthou ons hou nie van deel nie. En om 'n deel 'n maal te maak, het ek vir jou gesê, jy ruil net die laaste breuk. Jy mag nie eers 'n breuk ruil nie, net die laaste een. So, 2 op 3 word nou 3 op 2. Dan is hy reg, dan sê ek, en omdat ek hom geruil het, mag ek hom nou 'n maalteken maak. Dan sê jy 1 maal 3, geef my 3. 2 maal 2, geef my 4. Right. Goed, dan gaan ons gou terug na ons afbeelding. Ons laaste gedeelte is finansiële wiskunde. Jy moet verstaan die terminologie, die opstel van begroting,
vaste en veranderlike uitgawes, wins en verlies, wat jy kan bereken met 'n sakrekenaar en dan ook 'n betaalstrokie, met ander woorde 'n payslip. Onthou dat jy gesê die payslip kom net in Afrikaans. OK, goed. Eers enetjie hierso. Hier is jou terminologie, asseblief ouens, leer dit. Gaan deur dit. Daar het ek vir jou gewys dat inkomste en uitgawes is die teenoorgestelde van mekaar, daarom het ek hulle geheg. En ek gaan nou nie al hierdie vele lees nie, julle kan verseker dit lees en ons het dit in die klas bespreek ook. Lone, het ek vir jou gewys, as die, dit gaan saam met veranderlike uitgawes, want 'n lone is 'n veranderlike uitgawe. Salaris is 'n vaste uitgawe, bedoelende die koste bly dieselfde. Met 'n veranderlike uitgawe gaan die koste nie dieselfde wees elke liewe maand nie. Hy verander. Byvoorbeeld jou brandstof, jou petrol of jou diesel. Jou brandstof, jy gooi nie elke maand dieselfde hoeveelheid in nie. Dan jou surplus is die teenoorgestelde van tekort en jou wins is die teenoorgestelde van verlies. Goed, dan byvoorbeeld BTW, weet waarvoor dit staan? BTW is belasting op toegevoegde waarde. OK. Alles het belasting op, alles het BTW op en dit is op hierdie huidige oomblik is dit op 15%. Dan jou verdienste, dit is die totale bedrag wat jy verdien om jou bruto salaris, jy sal sien hier, is jou totale verdienste. Dis nou as hulle vir jou medies bygee of behuising of so. Dan, dis nie die salaris, hierdie bruto salaris is nie die salaris wat in jou bankrekening ingaan nie. Gross pay gaan nie in jou rekening in nie. Hulle doen eers al die aftrekkings en dan kry jy 'n netto salaris. Daai netto salaris is die salaris wat in jou rekening ingaan. Okay. Weet ook wat is BTW ingesluit en BTW uitgesluit. Kom ons kyk gou na 'n voorbeeld hierso. Hier is jou begroting. Ons het hom saam gedoen in die klas. Ons het mos gesê, kom ons maak sommer ons begroot, al ons inkomstes, maak ons in groen, en ek het vir jou gesê, dis gewoonlik al jou inkomstes, dit wat in jou bankrekening van jou besigheid kom, gaan gewoonlik in hierdie geskrewe stukkie wees. Jou uitgawes, en hulle sê vir jou van wat se maand is hierdie begroting, jou uitgawes is rooi, hoekom? Want al daai word geminus, dis nie lekker as goed afgetrek word nie. OK, so daar is 'n voorbeeld dan nou van jou begroting. Ek het al my inkomstes hier, dit was my openingbalans, jy sou sien daarbo was vir 55, dis waarmee ek die maand begin het, en dan het jy mos nou rente gekry van R2500 wat jy belê het, 'n belegging wat jy belê het by hierdie Capitec Bank. Wel nou nie jy nie, maar hierdie meneer Nkosi. OK, dan tel jy jou inkomste alles bymekaar en dan jou uitgawes is soos copy and paste. Jy vat al daai uitgawes met hulle bedrag, jy skryf hulle neer, jy tel hulle op. Ek het hulle nie eens opgetel daar nie, maar in elk geval jy tel hulle op en dan kry jy die bedrag. Goed, dan moet jy ook deur hierdie gaan asseblief. Ek gaan hom so rekkie vir jou daar hou dat jy kan sien. Jy moet jou inkomste en uitgawes, so hulle sê jy bereken of hierdie begroting 'n surplus bedoelende wins is, dis wanneer jou bank in 'n plus is, dis kom ons sê surplus, of is hy in 'n tekort, bedoelende jy het verlies, jou bankrekening gaan in 'n minus in, en dan ook weet wat surplus en tekort beteken, dis nou op daai terminologie van die voriges. Dan moet jy ook kan verduidelik hoe jy die surplus, as daar nog ekstra geld in jou besigheid oor is, hoe sal jy dit benut? Bedoelende, hoe sal jy dit doen om jou besigheid te laat groei? Hier is vir jou 'n paar idees of voorbeelde. Jy het ook in die klas my voorbeelde genoem en dan het geskryf. Dan my vaste uitgawes, onthou, dis uitgawes wat nie verander nie. Dis elke liewe maand dieselfde. Ek praat nou nie van jaarlikse verhoging wanneer jou huur moet opgaan of iets nie, maar iets wat van maand tot maand dieselfde bly. Dis byvoorbeeld jou huur, jou voertuigpaaiement, jou versekering op enigiets, jou salarisse, jy gaan nie elke maand jou salarisse wissel nie. Lone, onthou wanneer iemand lone kry, dis wanneer hulle weekliks betaal word. Hulle kry verskillende bedrae en dit is dan kom by veranderlike uitgawes. En dan telefone. As dit op kontrak is, dan is dit 'n vaste uitgawe. Jou veranderlike uitgawes is uitgawes wat verander van maand tot maand, die bedrag
Byvoorbeeld jou water en elektrisiteit, jou produkte vir vervaardiging, dis nou die materiaal wat jy aankoop om jou produkte te maak, dis wat vervaardig beteken. Bemarking in jou advertensie, jou skryfbehoeftes in jou kantoorbenodigdhede, jou brandstof, daar is alles veranderlike uitgawes. Dan moet jy ook hierdie kan doen, onthou nommer 8 het nie nodig gehad om te doen nie, ek het hom vir jou neergeskryf, net vir ingevul, maar jy hoef nie. Dan wanneer jy dit uitwerk, byvoorbeeld hierdie, wat is die totale bedrag van uitgawes vir Augustus, jy werk dit uit en jy sê, is die totale bedrag van uitgawes. Right, nommer 9, moes jy nou gee hulle vir jou, die koste van 'n laptopsak is R400, en as jy hom verkoop vir R890, moes jy nou uitwerk, maak jy 'n wins of 'n verlies. Skryf vir my daar, wins of verlies, van wat ook al jou bedrag is. Ok, en dan gaan ons na hierdie ouetjie, dit is jou salarisstrokie. Right, ek het vir jou gesê, jou betaalstrokie of jou salarisstrokie, maar jou betaalstrokie, jou payslip, gaan jy eendag nie in Afrikaans kry nie. Weet totaal is Afrikaans, maar jy gaan hom nie in Afrikaans kry nie. Hy kom in Engels, daarom gaan jy in die eksamen en gaan jy hom ook Engels kry. So, ek het vir jou daar gesit, earnings is my totale verdienste, aftrekkings my totale aftrekkings. So, jou gross pay, hoe kry ek my gross pay? Ek tel al my verdienste bymekaar en ek skryf hom daar neer. Dan tel ek al my aftrekkings bymekaar, skryf hom daar neer. My netto salaris, my net pay. Ek vat my totale verdienste minus my totale aftrekkings en dan kry ek 'n bedrag van 15.390 en dit is my netto salaris. Ok, so dis wat hulle hier vir jou vra dan. Daar is jou betaaldatum, jou ID-nommer, die afdeling vir wie jy werk, dan jou bankbesonderhede en dit is die goedjies wat jy dan nou hier gaan invul, skies. So as hulle vir jou sê bereken, dis hoekom ek dit gehighlight het, bereken beteken wys vir my wat plus en minus jy met mekaar. Jy moet dit bereken, jy moet vir my wys, moenie net 'n antwoord daar gaan skryf nie. Ok, weet waarvoor of wie ontvang die inkomstebelasting van jou salaris. Dis die SAID, ok, Suid-Afrikaanse Inkomstediens, met ander woorde SARS, dit gaan na die regering toe. Ok, weet ook waarvoor staan WVF, Werkloosheidsversekeringsfonds. Hoekom kry 'n mens, dit is, onthou hierdie WVF, hierdie Werkloosheidsversekeringsfonds, die Engelse woord vir dit is UIF. Hoekom kry ons dit, of waarvoor word dit betaal? Dit is indien 'n persoon sy of haar werk verloor. Goed, dan moet jy ook belasting op toegevoegde waarde kan bereken, teen 15%. Hier is jou formules, wat ons in die klas gedoen het. As jy 'n prys is met BTW uitgesluit, is hierdie formule. As jy die BTW bedrag wil bereken, dan vat jy die prys, jy maal dit met 15 en jy deel dit met 100. Ok, en dan gaan jy jou BTW bedrag kry. Dan, as jy die finale prys moet bereken, vat jy jou prys wat dit gekos het, plus jou BTW bedrag, dis wat ek hier gedoen het. So my finale prys is, dit was 450, plus my BTW, en daar is my finale prys. As jy 'n prys het, en dit is klaar BTW ingesluit, dan sê nou hulle wil weet, wat is die BTW bedrag, dan vat jy die prys, en jy deel dit deur 1.15, hier is vir jou 'n voorbeeld, 'n laptopsak word verkoop teen R930, BTW ingesluit, so dis klaar, dis dan met ander woorde die finale bedrag. So wat is die prys van die sak, voordat die BTW bygevoeg is? Jy vat daar 930, jy deel dit deur 1.15, en dan gee dit vir jou 'n bedrag, 808,695, ok, dan rond ons om net af. So hierdie is die prys, voordat die wet, voordat BTW, belasting op toegevoegde waarde bygelas is. Ok, en dan daar's maar net nog so voorbeeldjies soos die enetjie bo, waar jy die BTW bedrag uitwerk, en dan sit jy hom by om jou finale prys te kry. Goed, ouens, dis omtrent dit, want as ons daar kyk, is
dit nou jou laaste was jou betolstrootjie. Baie sterkte met die eksamen. Julle moet hard leer, gee julle beste en julle weet, if you give your best, God will do the rest. Lekker dag ouens.